Goeiedag geliefdes van ons Here Jesus Christus. Ek is Dominee Jacques Bell van die APK de la Ruyvel en Stella. En met 'n ou vieslike hemp soos hierdie aan, sal u seker nie dink dat ek op pad is na 'n bruilof toe nie. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit Matteus 22 daarvan vers 9. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paai en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: "Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan?" En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: "Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande, want baie is geroep, maar min is uitverkies." Geliefdes, so ver die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Geliefdes, nadat die genooides nie opgedaag het nie, sien ons dat die koning nou sy diensknegte uitstuur op die paaie om gaste te gaan nooi om te kom aansit by die bruilof. En hierdie mense is nie net die goeie en die mooi mense nie, nee, dis goeie sowel as sleg, dis almal wat van die straat af gevind word, moet genooi word om by die bruilof aan te kom sit, om saam met die koning fees te vier van die koning se kind wat trou. En as die saal vol word, dan kom die koning in en hy sien daar een man wat uitstaan, omdat hy nie 'n bruilofskleed aan het nie. Nou geliefdes, as ek as mens by u bruilof opdaag in 'n hemp soos die wat vuil is van die heeldag se werk in die grond en 'n koffietjie wat ek gedrink het en gemors het en tomatiesous en mosterd wat gemors het toe ek my middagete geëet het, sou u ook baie duidelik kwaad gewees het. Ek sou uitgestaan het by die troue vir al die verkeerde redes, omdat ek nie die moeite gedoen het om huis toe te gaan en skoon aan te trek om voor u te kom staan. En dis baie dieselfde beginsel waarmee ons te doen kry hier, want wat verwag die koning van hierdie man? Die koning verwag nie dat hy die beste kleed moet hê nie, hy verwag nie dat hy enigiets meer moet doen as dit wat hy kan gee nie, maar hy verwag dat daardie ou vuil hemp uitgetrek word en die bruilofskleed aangetrek. 'n beginsel wat ons later in die geskrifte van Paulus ook vind, waar hy sê, trek die ou mens met die dinge van die ou mens uit en lê dit neer en neem die nuwe mens op. Wat die Here dus vra is, ek moet hierdie ou vuil hemp uittrek, ek moet dit weggooi en ek moet vir my 'n baadjie aanneem. Ek moet regmaak vir die bruilof van die lam. Ek moet gereed wees om te kan lewe en in te kan gaan om aan te sit en waardig te wees om daar te kan staan. Beteken dit ek moet sondeloos leef? Beteken dit ek moet nou die perfekte baadjie aan hê? Nee. Maar dit beteken ek moet skoon gewas wees deur Christus en so gaan lewe. Ek moet die ou mens aflê en ek moet dit wegwerp en ek moet die nuwe mens, die nuwe baadjie aantrek om uiteindelik waardig te wees om daar in die bruilof in te gaan. En die koning verwag nie meer van hierdie man as dit wat hy van hom gee nie. Hy verwag nie van hom om die beste baadjie aan te hê nie. Al wat hy verwag is dat hy 'n baadjie aan het. En dis wat die Here van ons vra, geliefdes. Vra nie die beste en die mooiste lewe nie, maar hy vra dat ons in gereedheid moet lewe vir die dag wat die bruilof aanbreek. En die gereedheid beteken ons moet die ou mens afsterf en die nuwe mens opneem. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U ons in staat gestel het om die ou mens af te trek, uit te trek, weg te gooi, Here, en 'n baadjie aan te trek wat by die bruilof pas. Here, dankie dat U so in ons werk, dat U die Gees in ons lewend hou, dat ons deur hom ook kan lewe vir U. Maar dankie vir die genade wat U deur die Seun bewys het, om ons vry te maak van die sonde, vry te maak van die ou mens met die merke op, en ons skoon te was om te gaan lewe as kinders van U. Lei ons daarom elke dag om die bruilofskleed aan te trek en in gereedheid te wees vir die dag wat U kom. Lei ons om ook te wag
die roepstem van die Here, dat die bruilof aangebreek het. Here, ons bid en ons vra, wees ons genadig. Here, en beskerm en behoed en bewaar ons daar waar ons ook in hierdie dag mag gaan. Ons bid hierdie dinge nie in onsself nie, maar alleen in die een wie se naam en se bloed ons skoon gewas het, om die bruilofsleed te kan dra tot in ewigheid. Ons bid dit in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, ek hoop dat u 'n geseënde dag mag die Here u lei en u dra daar waar u ook gaan. Totsiens.